Halleluja. Prys die Here. Die Here is goed. Hy is altyd goed. Sy goedertierenheid tot in ewigheid, sy trou van geslag tot geslag. En dis genoeg rede om vanmôre te sê halleluja, prys sy naam. Halleluja. Glory to Jesus. Ek dink ons grootste struikelblok in ons aanbidding en in ons blydskap is dat ons die duiwel baie keer meer glo as die Here. Dat is die geval. My vrou sit iets op Facebook gister en baie mense het dit misgekyk. Maar hy staan eintlik baie raak, dit staan so 'n hamer tussen die ore. En die ou skryf daar, hy sê, what's missing in church and the you is gone. En jy moet hom antwoord, en die boer is seker moeilik, want dan probeer die lees nie ons in die spel Afrikaans. En jy het gesê die so die you is missing. But not the you. The you is missing. En ek wil vanmôre iets sê rondom dit net vinnig terwyl ek die groet. You can be present and still be missing. Amen. En ek moet eerlik wees. Daar is sekere denominasies waar dit seker gepas is dat hulle gehoor gee aan die bord wat buite staan, stilte, dis kerk en is stil. Maar ek weet nie of jy al opgelet het toe hier gekom het nie, dat daar staan nie so 'n bord hier buite nie. En soms voel dit vir my as ek alleen is hierso. Sien baie mense en maar ek voel alleen. Dink ek, julle half wat ek mis. Dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Dit is lekker om saam met mense te wees wat dieselfde begeerte as ek het, wat dieselfde liefde vir die Here het, wat dieselfde blydskap het, wat ook vanmôre hier dalk sit en sê, ek kan nie wag om my te prys nie. Ek kan nie wag om my huis te gaan nie. Ek kan nie wag om te spring. Halleluja, prys die Here. Kan nie sê halleluja. Ek kan nie jou nie prys nie. Halleluja! Halleluja! Die Here is goed vir my. Ek hoop jy vanmôre net stap moet weet. Hoe goed die Here vir jou is, hoe hy jou liefhet. En hoe kosbaar hy is vir hom. En dit alleen my vir my genoeg wees. Persoonlik het dit verskil van mekaar. Maar ek is eintlik half oortuig van die uitwerking van die Heilige Gees en van homself. Ja, as mense wat sê maar Jesus het seker keer gevra. Hy het ooit gesê. Ek seker dat hy kom kwaad raak ek, maar ek dink hy het so keer gevra. Soos ek wil. Maar ek dink almal wat in sy teenwoordig het gekom het. Wat so 'n klap in hy gegee het, kon die stil word. Ja, hulle is gespring. Hulle is gedank. Nou ek het nog nooit, ek is nie die Here Jesus nie. Ek sou moet sê hy kan wees nie. Ek kan nie eens stoot. Ek kan nie eens Johannes die Doper, ek kan nie eens Paulus wees nie. Maar genade, ek kan in die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees. Halleluja. Ek kan opgebonde wees. Ek kan bly wees. Maar die Here is vir my goed. Ek lees 'n stuk van 'n ou wat sê, as jy weet waar die Here my uitgehaal het, dan sal jy stil bly met ek so verkeer. Ja. Know where I was. En weet waar ek op pad. Ja, die Here is weet jy vanmôre, kom ek vertel jy gou, jy is nie so heilig soos wat jy dink jy is nie. Jy is nie so oulik soos wat jy dink jy is nie.
Dis nie so goed soos jy dink jy is nie. Ons almal verdien die dood. Dis net God se genade, 'n geskenk van die Vader. Op baie jare verloor geskenk. Halleluja. Ons omstandighede verander, maar ons 'n toekoms gegee en 'n hoop gegee. En daai alleen is vir my genoeg. Ek wil jou gou 'n ding sê. Daar's nie net veel goed wat op hierdie aarde in is. There's so many stuff. Daar's soveel goed buite jou beheer. En hierdie dimensie waarin ek en jy is, hoor aan hy. Die woord sê dit, hy is die koning van hierdie, hy is die God van hierdie wêreld. En die enigste manier hoe ek en jy kan oorleef, is om in Christus te doen. Amen. Yes. En hier is die verskil tussen my en jou en die wêreld daar buite sonder Jesus. Dit ek en jy te toekoms. Waar niemand kan interfereer. Amen. Waar geen buite-invloede is. God is in totale beheer. He's gonna restore the garden of Eden. Hy gaan jou weer plant by waters wat lewe gee. Dis genoeg om bly te doen. Amen. Ja, amen. Prys die Here. Prys die Here. Jy het 'n goeie hande wat na jou kyk. Halleluja. Goeiemôre. Goeiemôre. Daar sê prys die Here. Lekker om julle, weet julle ek praat. Ek sit nou daar in my bed en praat ek met die Here. Skielik wyk die Here vir my. Ek wil ook dit doen. Die Here is goed. En ons is hier baie. Het is môre, ek rede te gebeur, en heel wat verskoning te maak. Of is 'n massiewe gemeente. Ek ons nog so 'n mooi gemeente. Ek dink skielik daar in heel wys oor die mega churches. Ek weet, party van hulle tot op een diens 1500 mense teenwoordig in een diens. Dan is die plek vol. Dan tot 2000. En dan moet hulle nog diens doen. En Here sê, kyk nou hoe baie van daai mense optree. Alles dink goed en wel en alles lyk reg en hierdie mense baie mooi en is nie maar kyk nou. And you will see there's no conviction. As die woord van God jou nie konfronteer nie, dan is daar iets verkeerd in die woord. Ja, dit is waar. Want die woord is daar om te konfronteer. Die woord is daar om my tot stilstand te bring. Die woord is daar om my te laat introspeksie doen. Om vir my te sê, die Here het jou lief. Hy gee vir jou, daar is 'n saak, maar hier is dit dalk nie reg nie. Of daar is iets awesome en hier het jy nie gedink nie. En hier moet iets verander word. Want kom ons nie eerder, nie van ons is volmaak nie. Ons strewe na volmaakheid. Maar die Heilige Gees is met ons besig. En hy doen dit deur die woord. Is hy met ons besig om heilig maak te leef. Jy kan dit doen. Tot die wêreld. Jy kan dit. Kom ek sê vir jou, in jou eie krag, kan jy dalk vir eendag oulik wees en die volgende dag jy 3 keer erger gebeur. Kom jy kan doen. Maar dis nie ja. As ek in jy oorsien. Daarom al wat die Here sê, dis genoeg. So if the word doesn't confront you, as jy nie gekonfronteer word, jy is daar dan is jy besig om gesus te word. Ek wil net vir julle sê, maar die Here het gesien. Goed, verskoningsstelling, Rita, kan die Rita sê, kinders is nog nie so, ek kry nou by haar. En die skole kom daai dag in oor Welwe. En dan kry hulle daar. Nou nie is vanmôre hier, hy verteenwoordig hulle. Dan Martie, sy seer gekry, sy is nie vanmôre hier nie. En die skoolseun, hy moet wees.
nou die bewijsstukken daar. Dan krijg je die Here. Ja, en dan een feeling. Dan Jesus persoonlijk gemaakt. Hij zegt, hij kan weer nog een keer herstelbaar. Alles heeft goed afgelopen dinsdag. Dus hij verandert nog een dag 3. En die heeft het herstel. En daarna doe je dan is het seriële wat persoonlijk gemaakt. Dus als stad toe, blijkbaar woorden afspraken of gedond is. Zoals we alles kan wel goed gaan. Maar die andere is, weet ik niet. Ja, gister Carla, ik was in straat op, toen Charles vroeger werk. Maar ja, die heeft, maar die Here is zeer. Dan is het voor my voorreg om 2 afwesige wou. Zian uiteindelik in 4 deel van ons is nou gister se seun, maar hy bly vir 2 jaar te Johannesburg, die seun. Solomon vanmôre in my oor. Kyk, ek kan nog nee, ek kan. Ek kan sekere plekke in Pretoria toe gaan. Enigiets anders dan bel ek my seun, ek gebruik nie eens 'n GPS. Sê ek kom kry my daar, ek weet hoe om daar te kom en dan ry jy en vat jy my waar wil wees. Johannesburg, ry ek net na my broertjie en my skoonsister en nêrens anders, ek probeer nie. Ek gaan nie eens iemand vra my rond te ry. Nee, ek wou nou nie spreek. Ja, nee. So as Jan, hy het jaar 28. En dan broer Charles, hy het jaar nie gemaak, 31. Ek kom om te doen. Ek geloof vertrou dat iemand sal onthou om op 31 te van my boodskap op WhatsApp te sê. Maar die dan geen liefdesherdenkings nie. En dan die avondstap is dit normaal. Woensdagoggend is dan is dit woensdag aan 7:00 gemeente die Heer is later en dan ons dienste 9:00 in die môre en dan 6:00 vanaand al die weer nou rustig 13 weke dat het reg is en die boek van Romeine 14 bring die Heer daarvoor. Daar is dit vir my wonderlik om vanmôre te sien, ons ligte is aan, kameras is aan, water is aan, ligte binne die toilette is aan, dan moet net nie op die stoepie, wat nie werk nie, en hooplik aan die einde van volgende week, het ons 'n wasbak en 'n kombuis, so alles is soort van back to normal, jy kan die toilette gebruik, dit werk, so ja, dankie vir die Here Jesus, wat ons geseën het, vir elkeen se bydrae, en dan natuurlik ek 'n spesiaal moeilike boek se naam noem. Hy het my kom help, so, en ek lief hom nie kan werk, so oud is dit nie, hy kan het help. En dan moet ek sê, ek het ons nou, en ek wil, as ek moet kom moeilik was, praat van dit hy keer, hy gelijk op my nie keer, dat hy dan so raak moet gaan, maar uit my baie en daarvoor is het baie dankbaar en maak die Here oor ons seën daarvoor en baie dankie daarvoor. Dan wat jy net herinner, die Vrydag wat nou kom is die 30ste, en dan ook ons deernag bid vir die so ja, ons ken julle tye. As jy wil saam bid en jy nog nie saam bid en jy het tyd nie, wat op my, dan kyk ek dat jy julle tyd en so ons bid van 6:00, vrydag van 6:00 tot Saterdag van 6:00. Maar ek weet dit nie. Wat ek sê wat ek moet sê, om ons staan by die Here, en as ons dan gebruik aan vra ons open met gebed en daarna ons die naam van ons koning Jesus lekker toe baie dankie. Ek slaan nou op na die berg, waar sal my hulp vandaan kom, wat van hom wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat jou voete nie kan laat wankel nie, hy wat jou bewaarder is. Dankie Here dat jy ons bewaar. Dankie Here dat jy ons verdra, Here.
Want hoe dikwels, Here, bedroef ons nie die Heilige Gees nie. En ek dank U, Here, dat U sagmoedig en lankmoedig is. Here, U woord sê, leer van my, ek is nederig, neem my juk op julle, my juk is sag, my las is lig. Ja, Here, U las is lig, Here. U juk is sag, U juk is lieflik, Here. En ek dank U, Here, dat ek 'n gevangene kan wees van Jesus Christus, wat die woord sê, ek maak die gevangenes, neem ek gevangene. Dank U, Here, hoe lekker om 'n gevangene van Jesus te wees, Here. Ek prys U naam, ek loof U naam, die lieflike koning Jesus. Here, ek is so bly U is ons God, want daar kan nie 'n beter God as koning Jesus wees nie, Here. Ek loof U naam, ek prys U naam. Here, dankie dat U goeie gedagtes aangaande ons het. Here, wat U woord sê, so Here. Dankie, Here, dat alles werk in goeie uit vir hulle wat die Here liefhet. Dankie, Jesus. Here, wie kan ons skei van die liefde van Jesus, Here? As ons van jou is, wie kan teen jou wees, Here? Ek dank U dat U ons God is, Here, maar welgelukkig salig is die volk wie se God die Here is. Ek prys U naam, ek loof U naam. Seën ons vandag, Here. Seën elke liedjie. Heilige Gees van God, ons pleit by U, wees in ons midde. Ons wil tussen die banke rond. Raak elke ene aan volgens sy behoeftes, Here. Ons wil nie sonder U wees nie, Here. Ons kan niks doen sonder U nie, Here. Heilige Gees van God, kom asseblief, Here, en wees by ons en wees met ons. Seën ons liedjies wat ons sal sing. Seën alles wat sal gebeur. Seën die pastoor se lippe. Here, dit is vuur geloop en sout gespring op wees. Here, dat alles wat ons hier doen vanoggend, soos 'n welgevalle offer in die aarde sal opgaan. In die naam van ons lieflike koning Jesus. Amen. Amen. You believe En Christus is onze nieuwe sticht. Jezus is nieuwe mens. Halleluja. Weet je nou en dan? Dan zal die Bijbel komen en ik zeg het beginnen en dan kom je.
En dan trap die van vast, as die van luister op jou, daai mens is anders. Hy het opgestaan as 'n nuwe skepsel. En Christus, halleluja. Nie meer kan, op En nou sê jy nie in die uitstapper, so nou kan ek die Here spoed, so nou kan ek nie daar sy kyk wat gebeur. Die woord sê, jy mag nie jou God nie versoek nie. Ek moet hom die Here dan moet net doen. Die enigste plek waar jy die Here mag toets, is as hy bring volk en as jy kan het van jy toe verproef my hier. En ek hoef dat nie sluis van die Here jy sou oopmaak. That's the only thing. Me and you need faith. Faith that's tasted. Praise the Lord. Be praat met you.
Zijn gebed veranderd werden. Halleluja, Lord. Halleluja. My God. Hy sê so trek in jou testament sal dit jy met 100 haartjies kom te doen. Hy spesialiseer in die onmoontlike. Hy spesialiseer in die voorlaatste. Wat ek sê. My Lord Jesus, I love you. Lord Jesus, I love you. Lord
sy liefde geopenbaar. Dat hy gesterf het terwyl ons nog sondaars was. Ja, dat hy vir ons versoening gebring het terwyl ons nog vyande was. Halleluja, dit was nie omdat jy goed is, maar omdat hy goed is. Halleluja. Dis nie omdat jy iets besonders is nie, maar omdat hy die aanvaar nie omweeg. Amen. Omdat hy alles is. Omdat hy 'n wonderbare God is. Hy's 'n wonderbare raadsman. Hy's 'n vredevors. Hy's 'n ewige Vader. Hy's 'n sterke God. Ja, dit was sy liefde vir jou. Nee, jy het hom nie lief gehad. Halleluja. Die mense gee die wat liefde is. Maar omdat hy sy liefde aan jou geopenbaar het, en daar 'n liefde in jou gekom vir hom. Halleluja. Ek gaan hom net lief hê, omdat hy my eerste liefde gehad het. O, prys op vermogen. Ek eer op vermogen. Ek loof op vermogen. Want hy is my alles. Halleluja. Halleluja. Nou wat jy nou staat die Here op die Here. Nou staat die Here. Dankie dat die liefde geopenbaar word voor die grondlegging van die aarde. Halleluja. Wie staat ons hier? En soos die gebed uitgegaan het vanmorgen, wie kan ons stuit van die liefde? Daar is niks nie, daar is geen krag, geen mag. Niks nie, hier nie, nie die koninge nie, nie engele nie, niks nie, wat ons kan skei van die liefde. En op minder, dat iets wat ons uit die hand uit kan pluk. Ag, Here, dankie. Dankie dat ons verborgen kan voel in U. Smag na my van die Vader. Here Jesus, mag U self nie verder en meer en meer kom openbaar in U. Ag, Here, in ons ou mens wees. En ons probeer om vanmorgen U naam groot te maak. Mag dit vir U en lieflike rekening wees. Dankie dat U ons lid. Dankie dat U verder oorneem in hierdie diens. Mag U wil geskied, Vader. Nie ons wil nie, en mense wil nie. Ek wil nou elke gedagte gevang en neem. Elke gees wat U van U af is, die bid ek nou in die naam van Jesus Christus. Bring elke tot rusting, tot kalmte, elke oor geopen hoor wat die Gees van die Here wil sê, elke oor toe vir die influistering van die vyand. Maak ons harte nou ontvanklik as ontvang dit wat U wil gee. En waar dit konfronteer, dat ons sal luister. Dat ons nie in rebellie sal gaan, dat ons nie opstandig sal raak, maar dat ons in nederigheid sal sê, dankie Here dat U ons lief genoeg gehad om aan ons die waarheid te openbaar. Here, wat word U dan ver te vir is my gebed in Jesus Christus naam. Amen en amen. U kan die sitplek neem. Ek gaan geleentheid gee vir getuienis. As jy 'n dankbare hart het, dat Here vir U goed is. Intussentyd kan jy die woord oopmaak. Ek hoop jy bring die Bybels. Want jy kan nie sonder jou Bybel beweeg nie. Jy kan sonder jou foon oor die weg kom. Jy kan sonder jou vrou oor die weg kom. Jy kan sonder jou man oor die weg kom. Jy kan sonder geld oor die weg kom. Jy kan sonder suurstof oor die weg kom. Jy kan sonder die woord van God oor die weg kom. Amen. Broer Johnny. Nee. Goed voor die Here te sien. Ja, mag jy dit geniet, as jy dit wil. Hebreërs 11, laat ons by Hebreërs 11. Ek het ook al baie daaroor as jy net eendag is, nooit op wat jy is. Nooit op wat jy weet, los ek sien Hebreërs 11 en ek weet maar ek weet en dan gebeur niks. En daar's geen verandering. Maar God is besig met daar. Voor ons kan sien. Maar dit is ons ook gewoon om te hebben aan werk. En dan zijn wij soms ook bij ons die mensen die ook ons begrijpen dat zijn stief misschien ook niet het is. Dat is wel, ik kan niet mogen maar eigenlijk amper niks meer zien. Maar wat ik mogen zien, die
weet sy wil die Here vertrou. Ons weet nie wat was, maar ek voel sy die Here vertrou. Maar sy sê, sy sê vir die werk kom, sy kom op die werk, sy sê, al wat sy sê afgaan, is daar 'n boodskap van die bank. Dat iemand 'n geld gee na rekening en betaal het, en net gesit het liefde. Amen. Niks by Amen. En wat die getuienis kan nie vir my oor geld, nie vir oor geld, nie dat ek uitkomste bring, maar die getuienis kan vir my oor, ek weet, Here, ook hier ons bid ons kinders, ons praat met ons kinders, nee, ons sê hulle al die keer goed wat hulle doen. Ons maak ons op die ouers wat nie gestraf. Jy moet die eerder, jy kan nie nou opbrengen, dis wat ons die hele tyd vir ons kinders doen. Maar ek het begin anders bid. Ek het begin bid, Here, openbaar U self aan my kinders. Openbaar U aan my kinders, sodat hulle weet, dit is U. Dit is U liefde wat ek het. Dit is nie my veiligheid en alhoewel dat die waarheid is, dat jy die lewe regkreeg en nou opeindig. Maar dit is altijd ons kinders bly. En so begin die Here self openbaar aan haar. Deur sy liefde. En die volgende getuienis is ook Marizel is nou gekies vir Nepals van. En hulle het nou in die maand het hulle in Nepal vuur, wat die hele bedrag is, 2500 rand, wat ons nie vir die betaal met die land doen. Maar allemaal weet, jy wil nie jou kinders moet achterkijken. Jy wil graag jou kinders, dit is goed. Jy lees in het deel neem. Nie as gevolg van finansies nie kan van nie. En dan, so maak ons planne, en dan ek vraag vir Rina se maas, ek het altyd skenking van Waaghuis. Ek vraag van my sy skenking kry, en wat ook jy kry en reis in ons, hoeveel kry en reis in ons, tolle geld in. Maar die Zari kom help by die kerk skoonmaak, en dan gee ons waar die bediende se geld vir die dag, wat die leser krijg in ons waar, en maar die ons al my gevraag te sê, waar gaan nie glo nie. Ek familie dit die hele bedrag betaal. En is die nie my nie gegeen. So goed is nie gemooi nie. Waar jy nog nie afgeleid. Ek het nog een klein iets maak, maar ek God rees die antwoord. Amen. Ek wil om al die nog nie eer Amen. gee. Nie oor die geld werk, maar oor die feit dat hy homself begin openbaar aan my kinders, waar ek nie kan sien, waar ek dink die Here sal stil en hy hoor en hy sien, maar hy hoor en hy sien en hy antwoord altyd. Amen. Amen. Ek wil 'n ou getuienis vertel, maar as die God wat nie altyd nie bly, so sy werk wat hy gedoen het, is ook altyd nie. Ek wil net aansluit by haar, sy sê, jy moet altyd vir ons kinders bid, en mens bid nie net altyd dat die Here hulle siele moet red nie, maar mens bid dat die Here hulle moet bewaar. Ek wil net sê, my maat vir my gebid, en ek het 3 vriende gehad, en ek het altyd saam met hulle uitgegaan, en ek het nie die Here gedoen. Ek het nie die Here gedoen, maar ek het 'n ma gehad, wat dag en nag in kontak met die Here was en vir haar kind gebid het. En my vriende het my genooi om saam met hulle die een aand uit te gaan. Ek sou gegaan het, en ek is nie getroud nie, en hulle van hulle was getroud, maar dit is so 'n job vir 'n wêreldsling. En iets sê vir my net, moenie gaan nie. En die ou, ek vra kom saam vanaand, ons kry mekaar daar by daai plek, en klim ons almal in een kar, en ek sê nee, hoekom nie? Nee, sussie, wat gaan met jou aan? Ek sê nee, iets sê dit vir my, moenie saam gaan nie. En daai volgende van, moet ons gaan oortyd werk, en ek geklop by my beste vriend se huis, want hy het saam met my gery, en ek klop in sy huis, en ek sê was Hein, weg. En Teresa, sy vrou sê vir my, Andre, don't you know what happened? Ek sê nee, wat is fout? Hulle is al 3 dood, vir ongeluk, in 'n kar ongeluk, hulle was gedrink, en hulle 'n lorry het regs gedraai, maar sy vlieëligte was vol modder, hulle kon nie sien nie. Hulle het 'n ander kar gejaag, want hulle was in 'n bepleiery. Maar ek sê net, die Here is so goed. Ek het so baie om voor dankbaar te wees, want die Here het net daar so het die Here my siel gered. Maar nou kom ek terug om te beamoen wat Chantal gesê het, is nooit op die kinders te bid nie, want hulle, ja, die gebed weg. Amen. 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 Praise God. Ons gee die Here lof. Daar die Skrif sê, ag die klein begin. Daar wil sê, ag nie die klein begin. Ons sien so maklik die klein dingetjies.
As ons nie kan dankbaarheid hê in die klein dinge, maar dat waarom ons leer groter is. Dit is Ek was die Heilige Gees wat my boetie gesê, daai ek gaan nie stop. Amen. Maar die bottom line is, ek het net nog steeds die keuse om te luister. Maar daar is iemand wat bid, en die Gees waarsku. Amen. En ek mag vanmôre onbenullig klink. Ja, die wil nie met bepaal nie. Net nog nie. Ons nie misbruik wat God doen. Amen. God se beheer van jou lewe. En so stupid is dat ons soms kan weet, you cannot stop God's interference in your life. Jy kan die domste ding doen. En die duiwel kan alles in sy vermoë doen. As God se hand op jou lewe is, kan niemand dit maar nie doen. Ja. Amen. Onbenullig. Ek onthou, ek het ons jongste dogter kom van Pietersburg af. En ons het iets afgelewer by iemand. Ek het dan seker maar ek het af die dag ek weet nie. Ons het nog 'n potjies gebly en goed afgelewer en so wat. Hy het net genoeg met die teken voor die staan. En dan kon dan die kar doen, maar die ou nie iets aan haar gehad. En kan wat my, ek kan nie verby die ou kom nie. As jy wil vir ouer tyd, dan kom maar 'n kar van voor. Dit is nie nog, dit is alles net wel lekker blok. Jy weet, net oor die stop as dit net 'n ou vet gee, dan kan al blok die ding. Dan kom maar 'n kar van die kant. En dit was ook breedbaar. En nou sou jy ook nie middel van die pad, en dit dink ek toch. En weet jy, jy sê die oor, weer haal my rondweg, dit is nie, ek wil links voorbij. As ek wil links voorbij gaan, dan net een grond daar, een gat op die pad, en dan moet ek weer staan. En ek dink ek myself weer, wat in die volgende moment is, kom ons by die kruising, en dit is nie vir ons gestop nie. Ons kan teruggaan, maar dit is vir die dwarspad gestop. Die brandstof vrachtmotor die tank is, om seker teen 80, 90 km die pad en dan kom hy stopstel. En ek besef daar, ons daar om is nie staan. Ja, want ek het my gekeer om te bang, want as ek verby hom gekom het, en hy brandmotor en hy kruising. Amen. En ek het my dood gevind, dan nie meer te doen. Ag, die klein ding. Kom ek lees vir u daar, Hebreërs 11 vanaf vers 6. As so 6 verse vir u lees, as skrifgedeelte tot dit wat ek met u wil deel vanmôre, maar ek gaan uit 'n ander gedeelte met u bedien vanmôre, oor 'n saak wat die Here met my gepraat het, en al die Here weer as die Here die hele tyd met my besig gewees. So, ten spyte van hoe besig ek was met ander dinge, as ek nou maar getrek het, sal ek julle sê, ek brand vir die gemeente, en seer vir die gemeente, en swaar, dit is lief vir julle, en ek is lief vir die Here, en ek is lief vir die werk van die Here, en, maar ten spyte van hoe besig ek was, dat die Here ook nie met my wees. So doen nou, ek ten einde gisteraan, dus nou gister maar raak by die huis, en ek het so in die swembad gaan spring, net gaan afkoel en toe geëet. En ek het net daar op die bank gaan lê in die kamer. Dat my lyf nou net kan herstel met power nap gevat is. Die mens opstaan en gaan stort en ek weet nie hoe laat as ek in my binnekamer toe. Maar ek is sien toe baie vinniger as normaalweg is ek terug. Nou gaan ek slaap, en ek doen op my lyf te slaap. En my vrou vraag van my, sy klaar. Sy net staan, die Here sal weer met my wees. Sy klaar. Ek weet wat om te klaar te doen.
Kom ons lees dan van vers 6. Hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat ons God gaan moet glo dat hy is. So ek en jy kan nie net vanmôre sê ons glo dat God bestaan. Dis die elementêre ding. Dis wat almal sê. Tot die ongelowiges gaan vir vertel hulle glo dat God. Ja. Maar dan sê hy verder. Hy is en 'n beloning is vir iemand om soek. Ek en jy moet begin glo wie God is en wat hy is. Yes. En wie hy vir my is. En wat ek vir hom is. Maar soos ek dink, verlede week verlede week vir gesê het, kan jy my woord doen. Hy sê dat God kom in die Ou Testament, hy sê, Here, dwaal met julle, hy sê, my volk gaan ten gronde met sy gebrek hanteer. En omdat julle my woord verwerp het, sal ek julle verwerp. En Jesus kom en herhaal dat hy sê, julle dwaal met julle die skrifte nie ken nie, en daarom ook nie die krag van God nie. Jy sien, hierdie tweede gedeelte is baie moeilik vir mense, want hulle weet nie wie God is nie. Hulle het nie genoeg diepte van die skrif nie. En ek wil jou vanmôre sê, en ek gaan eerlik wees, maak nie meer wat jy wil. Daar's net twee redes hoekom jy God se woord nie verstaan. Die ene is jy het nog nooit geweet waar. Jy dink jy is Christus, maar jy is nie geweet waar. Jy het nog nooit op werklik toe bekeer. Jy het nog nooit geweet vir Christus. En die ander rede is jy besluit nie. That's it. As jy 'n gebederbare kind van die Here is en jy maak die woord oop om te bestudeer, sal God met jou praat. Hy gaan op verskillende maniere met ons praat en ons gaan op verskillende maniere die woord bestudeer. Maar as jy daai woord nie oopmaak om met die Here te praat nie, as jy daai woord nie oopmaak dat hy met jou kan praat nie, as jy daai woord nie oopmaak om hom te leer ken nie, wat doen? Ja. Dit help nie om hom net te lees nie. Dit help nie. So ek wil jou vanmôre sê, as jy daar sit waar jy sit, of inluister waar jy inluister, en jy sê, maar, as ek die Bybel oopmaak, dis dood, ek sê, ek op beteken. Want hierdie woord is kragtig en lewendig, en skerper as 'n tweesnydende swaard. God sal nie vir jou sê, dat geloof kom uit die gehoor uit die woord van God. Hy sal nie vir jou sê, as jy die woord nie met jou praat nie, hoe moet ek in my geloof kry? Hoe moet my jou geloof groei? Uit die woord. Amen. En as die woord dood is, wat 'n waarde het ek en jy? Dan is dit mos vir my nutteloos. My hoop is juist in die woord, want die woord is Christus. En Christus is ewig. Hy het nie in 'n graf nie, hy het opgestaan. Sy woord is ewig, sy woord is ewig, en sy woord is trou en onfeilbaar. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy gesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid, wat volgens geloof is. Romeine 1:17 sê, hierin is die geregtigheid van God geopenbaar, van geloof tot geloof, en die regverdige sal uit geloof lewe, en jy moet geregverdig deur geloof in Christus. Amen. En wat hy gedoen het, die genade wat hy geopenbaar het. Maar hier is Noag. Hy het gereageer op iets wat hy nog nooit gesien het. Ek verwonder my partykeer, veral daar in die Boesmanland en in dele van veral nou nie, sekere plekke in die Kaap, waar ek vir jare nie reën nie. Ek speel al klein mannetjies daar buite lekker in die reën. Wat gaan weer daai kind se gedagtes met sy lewe nog nooit reën gesien?
Miskien sy ry ook net soos hy sien wat daar ook geweet het van die Here en van die hemel daar het en ek sê maar die Jesus is besig om te huil. Het dit nog nooit gereën nie. En nou sê God genoeg, bou 'n skip. Maar hy sê nie eens moontlik water op die aarde het nog nooit gereën nie. Ja. Maar hy het in God geglo. Yes. As God het gesê, moet hulle regkry. Amen. Deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na 'n plek wat hy as erfenis ontvang en hy weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Amen. Die God praat en trek aan Abraham. Hy het nie weet waar toe, hy het nie weet hoe dit gaan lyk nie, maar hier is 'n God met hom praat en hy geglo en beweeg. Deur die geloof, want hy het 'n stad verwag wat fondament het waarvan God die boumeester en die oprigter is. Hier is 'n datum, 1500 jaar voor Christus, reken ek kan nie onthou nie, hoe lank voor Jesus het Abraham geleef, en dan kom Johannes op die eiland van Patmos en hy skryf in Openbaring en hy sluit Openbaring af met hierdie stad wat Abraham gesien het, waarvan God die boumeester en die oprigter is. Openbaring praat van die nuwe stad van Jerusalem wat op die nuwe aarde gaan kom, waarvan God die fondament gesit het. Kom ek sê vir jou, dit wat hier is, dit wat ons hier beleef, gaan vergaan. God gaan dit met vuur verbrand en hy gaan die aarde nuut en rein maak en dan gaan 'n nuwe stad met Jerusalem kom. Hy sê 1500 myl, 1500 myl, 1500 myl. Halleluja! En God is die boumeester en die son sal daar nie meer wees nie, want hy sal in ons midde wees en hy sal die lig wees. Halleluja! Prys sy wonderbare naam. Amen. Geloof. Ja, versit berge. Die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom het dan ook gebore uit een vader en dit het gestorwene kinders so sterre van die hemel in menigte en so die sand aan die strand van die see wat optelbaar is. Wat as God die onmoontlikheid vra? Wat as God vir jou die onmoontlikheid vra? Wat is die onmoontlikheid van jou verwag? Kan jy die geloof hê wat nodig het om te sê, ek bou? Want die sal weer leer. Iets wat ek nog nooit gesien het. Daar was nog nooit 'n boot. Daar was nog nie eens 'n skipjie nie, man. Daar is nie eens 'n kanoe nie. Maar hy moet 'n ark bou. Ja. En moet baie beter was die Titanic. Dit is maar 'n ysberg met die Titanic gesit. Ek moet julle vertel, daar was 'n waterstorm op die aarde. Op enige see soos met daai pet in die vloed was. Maar die water van onder af gekom en die water van bo af gekom. Ja, amen. En ek het net werklik gewonder, hoekom het God dit so baie laat lewe? Hoekom is die aarde so vol gemaak? Hoekom is dit self die berge toemaak? Heel ander. Ek meen, mense het nie baie water nodig. Kom ons sê 8 voet water, dit is al wat jy nodig het. Jy kan net nie kan staan, daarvoor. Hy het so lang genoeg, kan die water kry wat op die is. Ja, daar. Kom ons sê geloof vir jou, want hy moes die bome ook oorweg.
Hy moes hoog genoeg gegaan het, want die voorgevoel uit alles was. Wat is die dit nie? Dit was die reëse. Die kinders van die engele en die mense kinders. As jy dink, Goliat is groot. Goliat is 'n springkaal in die oor van daai Nephilim. Daai manne was hier tot by die 30, 35, 40 voet lang. Daai manne was groot. Dit was Goliat, net om hier perspektief, dat Goliat was nie 3 meter lang. Dit is onder die 3 meter, dit is 9 voet. Och, Goliat van Passan was langer, en sy griet was iets 16, 17 voet lang. En selfs hy was nie eens die helfte van wat die lewens was. Net wat ek van. Maar wat as God vir jou die onmoontlike vra? Die vir Abraham te sê dat, gaan, ek gaan aan jou 'n land gee, 'n eiendom, vir jou en jou nageslag. Abraham was hier 75 jaar oud. Toe dit nie gebeur. Hy sal 100 jaar in die stad gebore. Sarah, sy was 10 jaar jong, sy het 90 in die stad gebore. En neiging vir die Here plaas die weg met kinders. Dit is onmoontlik. Gaan ons genoeg geloof. Gaan ons genoeg geloof. En God te vertel. Vir die onmoontlik. Gaan my na Matteus 14. En dis hier waar ek uit met u wil gesels vanmôre. Matteus 14 vanaf vers 14. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Dit is een van die bekendste gedeeltes van Jesus se bediening op aarde. Dit gaan oor die eerste vermering van die brode, daai 5 brode en die 2 visse. Maar hierdie gedeelte begin, en hierdie is die fondasie. Hierdie is die fondasie wat ek wil lê. Want die vraag vanmôre is, wat as God die onmoontlike vra? Wat is hy van jou die onmoontlike verwag? Maar voor ons by daai punt kom, wil ek vanmôre eers 'n fondasie lê van Christus se liefde. Want dit is belangrik dat ek en jy verstaan. Want as ek en jy kan weet hoe lief hy vir jou is, en hoe hy met jou voel en hoe kosbaar jy is, dan is die volgende stap baie makliker. En hierdie gedeelte in vers 14 begin, en hy sê toe hy hierdie groot skare sien, het hy innig jammer vir hulle gevoel. Maar hierdie was nie net sommer 'n jammerte nie. Dit is maklik om iemand jammer te kry. Maar dit was baie dieper. Hy was simpatiek teenoor hulle. Hy het medelee met hulle gehad. Dit was 'n innige jammerte, baie intiem, wat uit die diepte van die hart uitkom. Ek weet nie of jy al iemand so jammer gekry het. En ek praat nie van iemand wat jy ken nie, iemand wat naby aan jou is. Ek praat van 'n vreemde. Iemand al so jammer gekry dat hy jou tot trane toe gedryf het. Dat die trane spontaan oor jou wange hardloop, jou hele wese ruk van die innige jammerte wat jy vir hierdie persoon het. En dis wat Christus ervaar daardie oomblik toe hy hierdie klomp mense sien. En in Markus verduidelik hy die rede hoekom hy so voel, wat hy sê, en hy sien hulle soos mens, soos skape sonder 'n herder.
Toe hy hierdie menigte, hierdie duisende mense sien, en hy sien hulle so skape wat doelloos rond beweeg, rond skarrel soos afkop honders. Hulle het geen heenkome nie. Hulle weet nie waarna om toe te gaan nie. Hulle het geen besluit. Hulle loop, hulle is daar sonder 'n herder. Het daar 'n medelee nog kom dat hy begin huil, omdat hy innig jammer gekry het, omdat hulle so doelloos sonder enige hoop aankom. Soos mense wat na enigiets sal gryp. Ek haal ter hulle woord, dat dit pas. Hier is die mag jy haal, maar dit is een en ek kan maar ek kan hulle woord toe nie hanteer. Maar as jy hoor en doen het, dan jy dit tot in die paal. Verstaan jy hoe baie mense beteken na alle kos en dit mag nie sien. Maar as jy honger is, jy weet die lewende van die paal nie waar. Jy kan bakom nie as ek daar en nie wat maak nie. Dis soos die mense daar aankom, so skape sonder, hulle weet nie waar om te gaan. Hulle soek na iets. Hulle soek na hoop. En Jeremia 49:11 sê vir my, en God sê, ek ken my gedagtes en gaan vir jou. Dis nie gedagtes van onheil nie, maar van voorspoed, sodat jy 'n hoopvolle toekoms het. Hier is mense wat eintlik aan God veronderstel is te behoort, wat geen hoop het nie. Hulle kom dan aangestap. Sonder enige bedekking, sonder enige respek. Nou moet ek hier iets verstaan, want hoekom sou Jesus so uitlating maak? Hoekom sou hy sê hulle is so skape sonder 'n herder? Dan moet ek net gaan kyk, wat is 'n herder? En wie beter om na te kyk as koning Dawid? Dawid het iets geweet van wat is 'n herder. En dan dig hy herderskap toe aan Christus, aan die Messias in Psalm 23, en hy kom vertel vir ons wat is 'n herder. Psalm 23 begin, hy sê niks sal my ontbreek nie. My klein dokter enetjie waarvan my vrou gepraat het wat nou op die toer gaan, sy was seker so 2 jaar oud, daar's 'n ou iemand het vir 'n boksgitaar gegee wat hulle van die kinderskool kry die dan nie opgestel, maar toe dit nie vir die cheap goed, maar hy krak ook rol speel. As jy stel eers 2 snare in, as jy die derde snaar moet jy die snaar weer uitgee. So die dinge nie daar gaan lê. Ek het die ding nog op video. En nou sê daar in die kamer staan op jong dokter en sing hulle daar. Dan sê die gitaar was goed, strand sy fees en sê die Here is my herder, niks kan my breek nie. Die Here jou herder is, niks kan jou breek nie. Maar hy begin met die gedeelte, hy sê, ten eerste, die Here is my herder, en omdat hy my herder is, sal niks my ontbreek nie. Ek sal aan niks tekort kom. Amen. Hy mag so lyk. Dan kry jy 10 die geld van betaal. 10 die geld van betaal. En ek like nog van die skryf, liefde. God is liefde. Dis soos wat die Here vir ons sê, ek sien jou staan. Ek het jou nooit gesien. Maar my status sal my onderweeg. En dan gaan hy verder, hy sê, ek laat jou neerlê. Hy praat van hierdie, hy voorsien in elke behoefte, niks gaan jou ontbreek nie. Dan begin hy sê, ek laat jou neerlê op groen weivelde. Ek bring aan jou vrede. Ek seën jou met die beste. Dis wat, as jy skaap na groen weivelde toe gaan, dis vir hom om te eet. Jy mag voorsiening vir sy liggaam. Die Here sê, ek sal voorsiening gee aan jou behoeftes. Hy lei my na waters van rus. Ek sal aan jou vrede gee.
vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy sê in Filippense, wees oor niks besorg nie, maar maak al die begeertes aan my bekend deur gebed, deur smekinge en deur danksegging en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal oor jou kom. So nie net gaan hy elke behoefte voorsien nie, maar hy sal aan jou vrede gee. Rus vir jou siel. Ek sal geen onvrees hê, want die stok en die staf moet troos. Hy sê, al gaan ek deur 'n dal van dood, maak nie saak hoe groot die storm is nie, dit maak nie saak wat jy mee opkom nie, dan gaan ek in 'n dal van dood skandeer, ek sal nie onmiddellik vrees nie, want my herder is die een wat my beskerm. Sy stok en sy staf, sien hy skaap wat hy loop, as hy sy herder sien wat hy loop, agter die herder aan. Maar die herder ry hom na groen weivelde. Die herder ry hom na waterstaan is. Hy sien die stok en die staf en hy dink, ek het gesien hoe hy die lewe doodmaak. Hy waai die stok en staf. Ek het gesien hoe hy die beer doodgemaak, maar die stok en staf. Ek sal niks vrees nie, want my herder is mee. Amen. Maar weet jy, die stok en die staf is nie te beskerm nie. Hy onderrig jou met die stok, die leer omkring. Jy kan sien wat hy kan doen, en wat hy nie kan doen. Die leer omkring. Hy berei 'n tafel voor jou aan vir sy kriminaliteit van hy gee die oorwinning. Jou vyand sal jou nie oorweldig nie. Hy het vyand in die openbaarheid gegee, die kragloos gemaak. Die woord sê, in Christus is dit meer as oorwinnaar. Hy gebruik juist die vyand en hy sê hom op die tafel. Daar soveel te doen. Maak die hoof vet en oor. Nou daar's een ding van skape. Dit is een van die groot redes hoekom ek kan aan hulle vanmôre sê. En jy moet dit sekere tyd, ek nie skaap hoor nie. Jy wil ek sê net wat ek gehoor het, né? Dat ek die liefde verkeerd gehoor, dat ek nie mooi onthou dat ek gehoor het. Maar skaap is nogal vatbaar vir allerhande kieme en wurpies en toepertjies en dit. So jy kan ook te vroeg uit 60 grade onthou. Dan kry jy goed in die poot kry af. Jy kan nou net moet onthou en dan kom goed in die neus en in die oor. So wat hulle gedoen het is, die herders het hulle skape met 'n olie gesalf, sodat die goed die dag kan opkom, sodat die vee die dag kan sit, sodat die geografie kan padplek en hulle kan die dag omkom. So dit was ook medisinaal en dit het verhoed dat ongewenste elemente nie op die skaap kan kom. Maar 'n skaap moet op 'n keer manier sy kop nie oor in te druk waar hy moet wees. Nou as jy dan lekker so oor die so te kyk, dan is dit makliker om die kop te doen. So sal die Here ons met die Heilige Gees. Hy sal my hoof vet met olie, sodat ongewenste elemente nie vatplek kan kry op my nie. Sodat die Heilige Gees wat binne my is, my help om in heiligmaking te leef, om rein te word en skoon te word. En ek word geheilig en geregverdig. Amen. En as ek nou die dag moedswillig is en ek druk my kop by 'n plek in waar hy nie hoort nie, dan is dit baie makliker om hom by te kry. Maar glo my, ons as mens kan lekker moedswillig. En as gevolg van al hierdie dinge, van die feit dat ek niks tekort sal hê nie, dat hy alles voorsien, dan sluit hy af, hy sê, my beker loop oor. Want die Here is vir my goed. Hy is my herder. Omdat hy my herder is, loop my beker oor. God is nie 'n God van halwe maat nie. Hy sê 'n volle maat saamgepers tot oorlopings te vol. En net goedheid en guns sal my volg. Amen. Dit is wat hierdie mense onbeleef. Toe die Here hulle sien aankom, is dit wat hy sien. Mense met geen hoop, mense met geen toekoms, geen goedheid en guns. Hulle bekers is nie eens half nie, hulle bekers is leeg. Hulle het nie olie nie. Alles wat aan die kant toe kom, sit. Hulle loop nog rond met dit waarin hulle hulle kop ingedruk het. Die olie pot op die kop.
En Here kry hulle jammer, hoekom? Hy wil die goeie herder wees. Hy wil jou versorg. Hy wil nie jy moet in iets tekort kom nie, want jy is kosbaar vir hom. En Dawid verklaar Jesus as die goeie herder. Amen. En terwyl ek hier staan dink ek aan die boodskapie wat ek in die week gestuur het, dan kort boodskapie oor die gelykenis wat Jesus van gepraat het, waar hy sê die koninkryk van die hemel is soos 'n net wat uitgegooi word en alle soorte vis by mekaar maak, en wanneer die net vol is, dan trek hy dit op en dan gaan dit op strand en dan skei hy die visse van mekaar en dan sê die Here en wie is soos aan die einde, dan sal die engele kom en hulle sal die goeies en die slegte mense van mekaar skei. En Israel onthou wat ek al sê, die Here praat, hy sê, die verwagting wat die Here ons as kinders het, is om vissers van mense te wees. Ons is nie spesie hengelaars nie. Die kleine ouens, hulle die springbok hengelaars, hulle van ons spesie, hulle ek weet nie. Ek is onmoedig maar ek kon nie pak en wat nie verbyt trek. Ek weet nie wat moet ek doen as ek net lokaal pee of net kapter wil hê of net geel vils wil hê of wat ook al. Ek weet nie wat se alles visse daar. Ek ken twee soorte visse. Vaswater vis en seevis. Dis wat ek ken. Maar die woord sê, alle soorte vis. Ek en jy kan nie besluit wie is die evangelie waardig nie. Wie verdien dit nie? Wie gaan luister en wie gaan nie luister nie? Ek en jy moet die saad saai. Ons moet vissers wees. Die evangelie van liefde moet aan almal uitgaan. Almal moet dit hoor. Aan die einde sal God weet. Hy is die toetser van die hart en die niere en hy sal skeiding bring. Maar ek en jy het nie 'n keuse. Al lyk jy nie soos jy nie, al ryk jy nie soos jy nie, al klink jy nie soos jy nie. You need to deliver the message of God. En dit was nie gedachte. Alles soort. Met ons het soort. Dis net ons manier van mens. Ons het soort. As my soort en as hulle soort. Dis my soort. Of ons wil of nie, ons sit labels op. Ons het baie merke labels op mense. En ons hanteer mense volgens sy lewe. Dis nie so. Dis die hartseer van die saak. Baie mense is baie meer openlik en duidelik daarmee. Ander mense is bietjie minder opsigtelik, baie doen dit doelbewus en ander doen dit onbewus. En dan sê ek nog al nie om dit te doen, maar nie Jesus. Hy sê alles. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my. Hy het nie gesê die Jode, net die stam van Juda, of die stam van Benjamin, of die stam van Naphtali. Nee, almal, Grieke, Jode. Jy wat direk tot bekering gekom het en jy moet nog nie tot bekering gekom. Kom na my toe. Ek wil jou rus gee. Dis wat die goeie herder doen. Ek wil rus gee aan almal, want hy het aan almal het hy die prys betaal. Want Johannes 3:16 sê vir my, wat so lief het God die wêreld gehad. Ja. En dit is in Petrus waar hy sê dat hy geen behaag dat enige verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. So die hart van die Here is vir almal. Die onbaatsigtige, onvoorwaardelike liefde wat hy vir die mens het, is die oë waarna hy na die magte mense kyk en waarna hy vandag na die wêreld kyk en hulle jammer kyk. Waar hy na mense kyk wat hom nog nie as herder het nie en wat doelloos en sinneloos en hopeloos deur die lewe gaan en hy na hulle kyk en hy jammer kry sê, kan julle nie maar na my toe kom. En liefde. Sien wat Jesus
wil mense voed. Maar hy sê ek is die brood van die lewe. Hy sê ek is die een by die fontein van lewende water oopsluit. Ek is die goeie herder. Jy hoef nie te dwaal nie. Jy hoef nie verward te wees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Jy hoef nie honger te hê nie. Jy hoef nie dors te hê nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Kom na my toe en ek het jou lief. En net soos wat hy deur sy disippels gewerk het, wil hy vandag deur sy bruid werk, wil hy deur my en deur jou werk, sodat ek en jy hom as die goeie herder aan hierdie mense wat se skaap beronde weer sonder herder kan openbaar. En dit is hierdie liefde wat die fondasie is vir die volgende gedeelte, die gedeelte waarmee ek vanmôre ook met u wil gesels. Wat as God van jou die onmoontlike vra? Dit is die tweede gedeelte van Matteus 14. Jy sien want die hele van die rede dat ek altyd gedink die Here wil jammer kry vir die wonder. Ek kom ook agter nie, maar dit is jammer vir hulle voorlopig. Ja. Maar nou sien jy die disippels. Het raak hulle laag. Pastoor raak hulle laag, hoe dit laag kry. Luister van nou toe laag, dan kan ek nie meer. Dan kom hulle rond en sien. Mense ons moet klaar kry, ons moet hierdie mense dom gestuur terwyl die winkel verkoop is, dat hulle net kan brood kry. Maar nou sê die Here vir hulle iets anders, hy sê nee. Kyk julle vir hulle kos. Nou moet jy verstaan, die brood sê daar was 5000 man. Sonder vrou en kind. Nou ek wil amper vir jou so ver gaan, en daai tyd waar ma en pa gaan en die kinders saam toe gaan. Hulle het nie by die seker staan. En in daai dae hulle nie TV staan. So hulle het nie die kinders staan. Groot van hulle. TV. Sien nou kan jy maar 'n sommetjie maak in terme van vandag, maakbaar, twee kinders. Ek sal dat word as jy weet. Minimum. Ek moet sê ek meer as 20,000 mense daar sit en nou sê die Here vir ek het hierdie mense kom. Ja. En hy het gebeur. Hulle het nie. Hy het onmoontlike vir hulle gevra. Hy het onmoontlike van hulle verwag. Nou maar hulle sê Here, ons kan nie, ons het net nie onder kenning met. En nou hoor ek dit in my kop. Dink ek. Ons het hierdie mense kos, ons het nie genoeg vir onsself nie. Maar die Here het waar ons nou vir hierdie mense kos gee. Waar gaan ons het nie stroller pensie. Die Here sê nee. Julle gaan nie nou loop om kos te doen. Julle gee vir hulle wat julle het. Wat het julle? Wat het julle? Wat het jy vanmôre? Ek glo vir die Here weet dit. En weet jy net, in Johannes kom hulle sê dis 'n seentjie met 5 brode en 2 visse. Dis wat dit is. En die Here sê dat hulle sit 50 in mekaar gee van kos. Hoe? Sien Johannes 6 vers 6 is baie interessant. Maar hy het dit gesê om hulle op die proef te stel want hy het self geweet wat hy wou doen. Ek wil jou vanmôre sê, wanneer Jesus die onmoontlike verwag, moet jy weet hy is besig om 'n wonderwerk voor te berei. God gaan nie van jou die onmoontlike verwag as hy nie alreeds die antwoord het nie, as hy nie alreeds die wonderwerk in plek het nie, maar hy wil iets deur jou bereik vanmôre. Hy wil deur jou werk en hy wil aan jou iets openbaar ook, sodat jou geloof kan groei. Wat as God die onmoontlikheid van jou vra? Hy vra iets onmoontlik van die disippels. Hulle het net 200 pen.
Die woord sê, dis iets genoeg op die mense brood te koop. Hier kom 'n seentjie. En hy openbaar die gesindte. Leg dit baie. 5 brode en 2 visse. Maar min is baie in die hand. Jy vra iets wat nie moontlik is. Maar jy gee wat ek verwag gewonder. Jy is besig om die natuurlikheid by mekaar te bring. Om 'n wonderwerk die natuurlike te skep. En die uiteinde van hierdie saak is baie duidelik. Nie net was almal versadig, hulle het meer as genoeg geëet, maar daar 12 mandjies oorgebly. En nou Johannes sê dit iets baie interessant. Hy sê, en toe die mense hierdie teken sien, toe sê hulle vir mekaar, ja, waarlik, hy is die profeet wat in die wêreld sou kom. En dan moet ons die konteks hiervan verstaan, want ons almal weet hy was nie die profeet nie, maar dis nie wat hulle gesê het. Want toe hulle praat van die profeet wat in die wêreld sou inkom, toe verwys hulle na die profesie van Moses in Deuteronomium 18 vers 15 wat gesê het, daar sal 'n profeet groter as ek wees wat na hierdie wêreld toe sal kom en na hom moet julle luister. En dit was verwysing na die verlosser, na die Messias wat sou kom. En in Handelinge 3 kom Petrus en herhaal dit ook aan. So die feit wat hulle hier sien is dat hy is die profeet wat sou kom, is 'n verwysing na Jesus is die ware Messias. Hy kom daar om openbaar as die goeie herder. Skielik is hierdie mense nie meer sonder hoop nie. Skielik is hierdie mense nie meer so skape sonder herder nie, want hulle het die herder gesien. Amen. En dit is een van die grootste redes hoekom God die onmoontlike wil doen deur sy kinders vandag, is sodat die wêreld hom kan sien as die ware goeie herder. God gaan nie die onmoontlike van jou verwag as hy nie rede het daartoe nie. Want dit is juist wanneer hy die onmoontlike moontlik maak, dat die mense kan sien, maar waaragtig, daar is 'n God in die hemel, daar is 'n goeie herder. Ek is nie hopeloos nie, maar daar is vir my hoop. Ja, my Lord. En skielik leer jy iets van wie jy is. Vraag is jy vanmôre. En dan vroeg hy toe van vandag. Vraag is vanmôre, hoe reageer ek en jy wanneer God jou onmoontlikheid van jou verwag? Wanneer God vir jou vra om iets te doen wat nie moontlik is. Om iets te doen wat jy binne jou vermoë is. Iets te doen wat jy nog nooit gedoen het. Ja. Hoe gaan ek en jy reageer? Gaan ons kom met 'n klomp verskonings oor hoekom ek dit nie kan doen nie en al my tekortkominge nie. Here, ek kan dit nie doen nie, woord vir mense verklaar. Here, ek kan dit nie doen nie, want Here, ek het nie geld nie. Here, hierdie is my laaste 10 rand. Hier is my laaste geld, Here. Ek het nie. Ek self het nie, Here. Wat ek kan. Hierdie kan tog nie van my verwag nie. Hierdie is my laaste. Hoe gaan ek en jy reageer as iets van jou vra en Here van jou vra wat onmoontlik is? Jy sien, want hy wil deur jou werk, hy wil jou die instrument maak, hy wil deur jou homself as 'n goeie herder openbaar. Nie net vir hulle aan wie jy dit doen, maar ook aan jou. Sodat jy weet, as sy staan, sal jy nooit niks te kort kom. Amen. Dit is baie maklik om te sê. Ek sien 'n prentjie op Facebook van 2 rye mense wat die een is baie meer as die ander. En die een sê, ek glo in Jesus. Maar onder, jy net hoe ek wil. En die ander een sê, I follow Jesus. His will, not my will. Amen. Baie mense wat sê, ek glo. Sonder geloof is dit onmoontlik
Ons God bewaar, want hy wat tot God gaan toe, dat hy is baie glo daar. En dat hy 'n beloner is vir die wat hom soek. Amen. Dis wanneer God die onmoontlike vra. Dis wanneer hy die onmoontlike verwag. Wat doen? Wat doen ek dan? Wat sê ek dan vir die Here? Hoeveel verskonings kan ek dan hê? Of kan ek sê, Here, stuur my, ek sê, Here, ek doen. Here, hier is my laaste. Ek wil nog beter opgegaan. Here, ek weet nie hoe my môre weer werk kom. Hier is my laaste ondergang. Ek weet nie as ek Here sit in 2. Ek weet nie as ek vir Peter moet ingooi of moet ek gaan brood koop. Ek weet die Here wil af nie kort vir die huis. Here wat nou, maar Here hier sê gee hierdie onder. Here hoekom? God weet hoekom. God weet wat hy doen daar. Hy wil homself openbaar as die goeie God. Ja, amen. En jy sal niks onderdoen. Ja. Staan in die dorp. En die laaste paar randjies, die kom vreemdeling by en jy sê klede vol. Lord, what are you asking? Ek sê dan hier nog my kinders gegeet, maar aan die vreemdeling, Here. Ek is seker, Here, ek is seker hy gaan nie dwelms koop. Nee, hy gaan paraffien en breinbrood koop. Hy gaan niks snyf nie. Here, hy gaan met hierdie goed mors. Ons het moet baie verskoning. Maar as die Here die onmoontlike verwag, gaan ek genoeg geloof hê. Jy sien, dis dan. Dis dan wanneer die kennis wat ek van hom het, wat gebore is, uit die woord, waar ek weet wie hy is, en uit getuienis wat uit my verlede gebore is, dis dan wanneer my geloof geopenbaar word. Dis dan wanneer ek weet wie hy is. Kom ons lees eerlik. You're not going to trust somebody you do not know. Ja. Gaan jy 'n kar aan iemand verkoop? Dan kom jy ou daar. Nee, ek wil hierdie kar hê. Ja, oké, wat kon dat hy nou? Nee. Ek weet wat hy nou geen net vir die kar. Dan gaan haal ek die kar uit en dan betaal. And you do. No, man. You're a fool. Hoe sê Peter, ek is so sakke fool. Maar daar mag dalk iemand wees wat jy intiem ken, wat jy persoonlik ken, met wie jy al 'n pad gestap het, wat jy vir hom sê, broer, ek weet jy het nie nou die geld nie, maar hier is die kar, ek weet jy sal betaal wanneer jy kan betaal. That's the trust we have to have in the Lord. Dis die geloof wat ek, wanneer hy my onmoontlike vra, wanneer hy verwagting het, want dit kan nie. But I will still trust you, Lord. I will still believe, want ek weet wie jy is. Ja, amen. Ek ken die Here. Ek vertrou die Here. Vraag is, glo jy genoeg vanmôre? Vertrou jy genoeg? Of is dit ook maar net hier? Ja. Jakobus kom en hy sê geloof sonder werke is dood. And that's something different. En hy praat van die vrug van die geloof. Jesus praat nie van kom loop op die water. That's a total different story. Van ons het genoeg geloof. Om te arbeid, maar ons het nie genoeg geloof om op die water te loop, because it's like this possible. Dis die perd van die heel ander kleur. Sien, ek dink aan die verhaal van die weduwee daar in 1 Konings hoofstuk 17. En God stuur Elia na die weduwee toe. Jy moet nou hier imagine nie, vriend, ek het nou straal vir die Here, die gedeelte wat my lê, en ek het lees, toe lees ek nie, dat lees ek nie met 'n prentjie. En ek dink die vrouens sal hulle self baie makliker hiermee kan vereenselwig wat ek dink het gebeur met ons lewe. Dis is daai storie, my vrou het al lekker vir my gesê, ek vra met my klas voor.
sê hulle kom dan net terwyl ek hier was en graag gesluit, vra my vir 'n glas koel. Dit is 'n kwaad. Dis ja, my vrou wou gister die gras gesny terwyl ek nie weet wat, maar sy het nie die gras by die voet gekry. Maar hy die Here daarvoor. Dis goed dat daar seker is wat sy nie weet om te doen nie. En ek sê my dood geskaam het sy die gras gesny. En ek kry nie voel. Maar dis wat hier gebeur. Elia is daar in die dorp, hy stil daar by die fontein, en hy sien die weduwee, sy is besig om hout mekaar te maak. Sy is daar besig. Nou roep hy sit by die fontein. Geef my die water. Ja, jou lyk. Dis verwaan. Sy is besig en nou stop jy haar. Kyk, ek haal dit. Jou sit op in my vraag as gebeur. Ek besig is met die job. Jy wil ek dit was iets anders te doen. Dit my baie goed oortuig. Dat dit die leer is baie belangrik om te doen. Anders weet jy nie is na my. As jy nie 'n rede, jy kom nie na my en jy los ek mag nie plaas. Ek gaan vir weggaan. Dan nog goed, dat is kwaai. Nou roep hy as jy wil. Kry my water. Nou, okay, sy is besig om weer water te maak. Hy moet terraat. Kry my water. Sy kom na hom toe. Okay, die emmer is daar. Terwyl sy nou na die emmer. Hy sê maar terwyl jy vir my water kyk, maak vir my sommer 'n roosterkoek. Imagine. As jy sê kom, sy trouwens is meneer, so waar is die Here fees? Ek het net genoeg meel en genoeg oor om vir my kind 'n roosterkoek te maak. Dis kom en nou bring mekaar gemaak te word. Om hierdie te maak en dan gaan ons sterf. Wat is sy antwoord? Dis jou beste beveel. Doen soos jy gedoen, maar maak eers vir my 'n brood. En dan maak jy vir jou 'n kind. Hy verwag die onmoontlike. En jy het nou nie gehoor nie. Ek het nou net vir hom gesê. Ek het net genoeg meel en olie om 'n hele broodjie te maak vir my en my seun. Nou moet ek dit hom maak en dan moet die verwantheid vir my sê, as ek dit klaar gedoen het, dan kan ek vir ons iets maak. Daar is niks nie. Hy verwag die onmoontlike. En dan sê hy vir hom, die Here sê, jou meel, jou olie, sal nie klaar word. Amen. Tot in die weer. Verwag jy onmoontlik? Mooi woord om vir my te sê, die Here het gesê. Jy verwag iets wat nie van my moet wees. Sy keuse gemaak. Om te doen wat God vra en om dit te doen. Sy kon vir haar en haar seun 'n broodjie gemaak het en vir ete gestel. Dat is die een kant van die verhaal. Ja. Maar sy kies om die onmoontlik te doen. En om op God te vertrou. Vir dat hom werk. En die waarheid is, sy het vir Elia die broodkoek gemaak. En dan meel en olie en die broodjie klaar. God specializes in the supernatural. God spesialiseer in die bonatuurlike. Hy wil 'n wonderwerk doen, maar soms om 'n wonderwerk te verrig, vra hy die onmoontlike. Maar wat is my en jou reaksie vanmôre? Glo ek genoeg in hom? Vertrou hom genoeg? Besef ek wie ek is in hom? Daarom moet hy hierdie ding begin met liefde. As ek kan verstaan dat hy my lief, as ek verstaan wie hy is en wie ek is, dan kan ek beweeg as hy onmoontlike vra. Because I trust him, I believe him. Ja. Imagine.
Ons lees in Hebreërs 11 van die belofte wat God met Abraham gemaak het. En hy het die belofte vasgehou ten spyte van wat die natuur sê, want dit was eintlik onmoontlik dat dit moet gebeur, maar hy het op God vertrou dat dit sal gebeur en hy het hom geglo en die onmoontlike het moontlik geword en nou kom die Here, hy sê maar geoffer iets aan. Here het verwag aan iets nou, wat dan nie moontlik is. Maar hy staan in geloof. Ek ken die verhaal. En ons hier staan nie hy het sien kom op en staan sy iets daar kom. Vader ons het die hout of die vuur, waar is die offer? En hy sê nie kom die God sal voorsien. Toe hy die altaar klaar gebou het, en alles is reg en hy letterlik Isak aan die altaar vasgemaak. Ja. Die Adam het vir jou sê vanmôre is die tyd dat ek en jy onsself op die altaar vasgemaak. En geloof. En toe hy die mes oplig, toe sê die Here stop en weer. En daar weer dan. Amen. Wat as God vir jou onmoontlik is? Dit is geloof dat God, dat Jesus blindelings vertrou. Dat blindelings in hom glo en weet, en daar sal meer as genoeg wees. Dus om te weet dat so onmoontlik is wat die saak gelyk het, het hy al 20.000 plus mense gevoed en dan nog oor. Because when God bless, is more than enough. Is more than enough. Ek weet die mense vanmôre wat die plek sit en getuig, waar God die onmoontlike gevra en hulle gereageer en God bless, more than enough. More than enough. Onthou, sonder geloof, is dit onmoontlik om God te maak. Ja. En hy wat op hom gaan glo dat hy is en 'n beloofde is vir die ons. Mag ek en jy hier uitstap vanmôre met meer geloof. En ek wil jou vanmôre sê, ek wil vir jou vanmôre sê, as jy vanmôre sit en sê, pastoor, dit is cool, dit is great, dit is 'n mooi storie daar. Ek is nog nie op my plek. Ek is nog nie daar. I just don't know if I trust him enough. As jy nog nie tot bekering kom, jy kom tot bekering. Amen. Sodat die Here jou beter baar en jy 'n nuwe mens word, sodat hy met jou kan praat en sy woord. En gaan ondersoek die woord en leer hom ken. Want die woord sal hom aan jou openbaar. En dit wil kan met small steps. Eendag sal die Here van jou ook onmoontlik vra. En jy sal dit doen. En hy sal jou onmoontlik en moontlik maak. En hy sal hom openbaar as die goeie. Mag die woord lief, mag die Here die woord seën vanmôre. En mag jy staan met daai geloof. Want wanneer ek en jy op daai plek kan kom, wanneer ek en jy op daai level kan kom, daar is geen duiwel in die hel wat jou kan stop. Ja, daar is niks wat vir jou gaan onmoontlik wees. Jy gaan letterlik vir die berg en tel jouself op en werk jou in die en jy wil doen dat. You will speak those things that do not exist into existence. Not because of who you are, because you believe in him and who he is. Omdat jy glo vir hy is. Vertrou die Here. Geloof aan. Hemelse Vader, ek besig was om net weet ek ook weer hoeveel ek ook per kos skiet. Vanmôre, Here, maar ek wil ook vanmôre besluit maak, net soos wat Dawid weer gedoen het, net soos wat Abraham dit gedoen het, net soos wat Noag dit gedoen het, net soos wat hy klein seentjie dit daar gedoen het, Here, wil ek ook die wonderwerk te vorm en te maak, Here,
sodat dit geopenbaar word, sodat U as die goeie herder geopenbaar kan word. Here, maak my dan ook 'n instrument, Here, in U hande, Here. Dat ek in hierdie geloof sal wandel, wat nie wankel nie, wat U behaag leer, en dan weet ek, niks sal ook vir my onmoontlik nie. Here, seën U, wees U naprediker daarvan, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Amen. Halleluja. Ek hoop vanmôre die woord het bietjie gekonfronteer. Ek hoop vanmôre het jy by 'n plek gekom by 'n kruispunt waar jy gesê het, Here, I want to be one of those. Daai van hulle wat waarlik glo. Prys die Here. Ons gaan nou afsluit met die laaste woordjies. Die Here het dit dan ook op die hart weer te saai. As die Here vanmôre vir jou die onmoontlike verwag, doen dit. Weet dat hy is besig om ook in jou lewe 'n wonderwerk te skep. Maar die Here het dan ook seën daarvan en oorvloed aan u sal gee. Na mate van dit wat in jou hart is. En dan as ons klaar en sing het, gaan praat Pastor Raymond om ons die diens af te sluit met gebed. En dan gaan ek u vra my vrou om goed vir die huis te gaan. Onthou vanaand 6:00. Neem 'n stap van geloof om join ons dan voor U by die aanbidding. Maak my los, Here Jesus. Maak my los, Here Jesus. Maak my Dis waar. Hy sal nie begewe nie. Dis waar. En hy sal nie verlaat nie. Jy kan maar op hom vertrou. Hy sal doen wat hy gesê het. As jy sy skaap, as jy aan hom gehoorsaam is, as jy gaan daaruit bly, weet hy sal in elke ding vir jou doen. Hy weet nog van sy ding. Hy sê Here, baie dankie. All the things are, you are good,